Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Lekker om vanmôre in die huis van die Here te wees. Terwyl ek opstaan vanoggend vroeg, reën dit so daar buite en vir 'n oomblik wonder ek, vir 'n oomblik, en julle moet my vergewe, hierdie is my belydenis vanmôre. Vir 'n oomblik toe wonder ek, hoeveel mense dink nou, dit sal lekker wees om in die bed te bly. En ek wonder vir 'n oomblik, Here Jesus, gaan dit net ek en u vanmôre in die kerk wees. En die musiekspan natuurlik. En come on, kyk rondom jou. Kyk rondom jou. Kom gee jouself en die persoon langs jou hand, want hy die Here liewer. Is vir hom lekkerder in die huis van die Here as om in daai warm bed te lê. Ek is so bevoorreg om vanmôre die woord te deel en ek moet vir julle sê ek so bietjie nervous. Want Pastor JP het laasweek so goed gedoen. Nee, kan ons hom 'n hande klap gee? Awesome boodskap. En so dit maak my so 'n bietjie nervous en ek hoor gisteraan daar by Afrikaans is groot dat hulle sê dat wat jy moet doen as jy nervous is, jy moet die mense imagine, julle weet, imagine call. En ek soos nou, dit gaan nie vir my werk nie. Nee, dit gaan nie werk nie, maar ek het wel die week 'n boek gelees van 'n vrou wat jare in bediening, sy is al 40 jaar in bediening, doen public speaking, en is toevallig dat sy dit in die week in die boek lees ek het, en hierdie persoon sê dit gisteraan, en sy sê, weet jy wat, dis vir haar makliker om voor 'n crowd mense te staan, en te imagine, dat elkeen van hulle, elke persoon waarna jy kyk, so passievol is oor dit waaroor jy nou gaan praat soos jy is. En sy sê dit het haar public speaking gehelp. So as ek nou vanoggend baie passievol is en vir jou kyk en excited is, dan moet jy daarom net smile. Okay, laat ek dit net sien, want dit help my doen wat ek doen. Die Here is so goed vir ons en ek kan nie wag om vanoggend se boodskap met jou te deel nie. En ek hoop jy's gereed om dit te ontvang. So my woord, die woord vir vanoggend is groot, groter en grootste. Groter en grootste en voor ek begin verduidelik waaroor dit gaan, wil ek eers 'n grappie vertel. En nou dis nog so 'n bietjie raad, né? Wanneer 'n public speaker of 'n pastoor sê ek gaan nou 'n grappie vertel, dan sê dit want hy wil hê jy moet regmaak dat al is dit 'n flou grappie, jy moet lag op die einde. Okay? Dis hoekom hy jou voorberei en sê okay, ek gaan nou 'n grappie vertel. Anders sal hy net inspring. Anders sal hy net inspring en gaan. Okay, so hier kom die grappie. Maar julle weet hoe kinders op so gaan jy. Wie se stoel is dit? Michael hom gekoop. Okay, vat hom vol. Dis reg. Jy interrupt my, maar dit is goed. Doen dit so. Maar Michael, daar is jou stoel. Alright. Okay, maar daai was nie deel van die beplanning nie. Dankie julle. Alright, maar ons kom terug na die grappie toe. Die grappie vertel. Julle weet hoe kinders hierso op so 10-jarige ouderdom, en vir al die laities, ek weet nie of die meisies dit doen nie, maar alles is 'n kompetisie, né? Okay, en ons venterhuis hou dit nog steeds aan. Alles is nog steeds 'n kompetisie, maar op daai ouderdom dan wil hulle die hele tyd alles vergelyk. Het jy gesien hoe groot is ons bakkie? Het jy gesien hoe groot, het julle dit al hulle alles vergelyk hulle en hulle kom die hele tyd by mekaar en dan is dit soos, ja, het jy gesien die nuutste iPhone? Ons het die nuutste foon en ons het die beter en die beterste van die beterste en dan hou dit so aan. En baie keer in daai ouderdomsgroep dan gaan dit so oor hulle pa. Jy weet en jy sal hoor dat die kinders by mekaar kom en dan sal hulle soos, het jy my pa se kuite nou weet julle, dis nie my kinders nie. Okay? Ek praat nie nou van my kinders obviously nie, maar dan sal hulle soos, het jy my pa se kuite gesien? Dan sê Annie, ja, my pa se kuite is so groot soos rugbyballe. En dan sal die Annie inkom en dan soos, my pa se kuite is soos hierdie Pilatesballe, het julle dit al, en dan word die dam onder die eend uitgeruk, né? Hierdie grootste. Nou eendag staan hierdie klomp kinders so by mekaar en hulle begin praat oor hulle plaas. En die een sê, ons plaas is so groot dat dit vat ons 3 ure om met ons bakkie om die plaas te ry. En die ander een sê, nee, ons plaas is so groot, dit vat ons 3 dae om met ons bakkie om die plaas te ry.
En die ander een kyk so, hy soos, nee, dit vat ons 3 weke om met ons bakkie om die plaas te ry. En die eerste een kyk hulle so en hy soos, ons het ook so stik in 'n bakkie gehad. Ons het ook so, dankie, kry ek nog 'n handeklap ook. Maar daar is so iets wat ons hier uit kan leer. En deel daarvan is dat, dit is nie altyd soos dit klink of lyk nie. Okay? Dit is nie altyd so glamorous soos die wêreld dit maak nie. En alhoewel ons almal in hierdie reis is van grootste, en alhoewel ons almal deel is daarin, en ons kan dit nie help nie, as jy jou kry, dan wil jy groter, of jy wil beter, of jy wil die nuutste, of jy wil hierdie, en is so half 'n ding wat ons almal insluk, en dit wil ek vanmôre vir jou sê, dat dit is nie altyd soos dit lyk nie. Baie keer om die grotere te hê, en die betere te hê, gaan jou goed kos. Dit gaan jou 10 teen geld kos. Dit gaan 10 teen tyd kos. En baie keer kos dit jou meer as wat jy gebaken het op. En wanneer dit jou meer kos as wat jy op gebaken het, dan verloor ons vrede. Jy verloor vrede, jy verloor vreugde, en dan sit jy met hierdie groterste ding, en jy het nie die vreugde nie. En jy het nie die vrede nie. Nou Paulus skryf van Timoteus se brief in 2 Timoteus 3. En dan waarsku Paulus Timoteus. En wanneer hy hierdie brief van Timoteus skryf, dan moet jy besef, ek gaan kyk die konteks van die boek wat geskryf word. Hy skryf dit aan Timoteus, maar aan die kerk. Hy praat met Timoteus oor die Christene. Nie net die wêreld daar buite nie. En dan skryf hy hierdie brief van Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 1. En dan sê hy vir hom die volgende. Hy sê, maar weet dit, Timoteus, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hy sê, Timoteus my kind, Timoteus die een wat ek mentor, Timoteus vir wie ek so lief het, weet dit, dat in die laaste tye, en wat hy sê is, hoe nader en hoe nader ons beweeg aan die tyd wat Jesus Christus terug sal kom. En ek dink ons is nou al so net so amper by die 2000 jaar nader as toe hy hierdie brief geskryf het. En hy sê, weet dit, hoe nader en hoe nader ons aan daai tyd kom, sal daar swaar tye kom. En hy praat met Timoteus oor die kerk ook, die mense, die Christene. En hy sê, weet dat in daai tyd sal dit swaar raak. En dan verduidelik hy hoekom in vers 2, en hy sê, want die mense sal liefhebbers wees van hulle self. Geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars. En dan gaan hy aan. Paulus skryf van Timoteus en hy waarsku hom en hy sê, Timoteus, dit gaan nie makliker word nie. En hoe nader Christus kom, hoe swaarder gaan dit word, want Timoteus, hulle gaan liefhebbers wees van hulle self. Hulle gaan hulle self so lief hê. Hulle gaan die hele fokus van hulle wese gaan wees oor hulle self. Wie hulle is en wat hulle het en wat hulle kan kry, en dit gaan net gaan oor hulle self. En omdat hulle liefhebbers is van hulle self, Timoteus, gaan jy sien, hulle gaan geldgieriges word. Kom church, hierdie is 'n waarskuwing aan elkeen van ons. Hy sê, pas op. Hulle gaan op 'n plek kom, die church, die mense daar buite in die wêreld verseker, maar hierdie waarskuwing gaan uit na ons toe ook. En hy sê, pas op, hulle gaan hulle self so lief hê, en een van die tekens gaan wees, hulle gaan so geld lief hê en geld jaag. Hulle gaan grootpraters wees. Kyk hoe groot, kyk hoe goed, kyk hoe nice het ek. Kyk wat het ek alles bymekaar gemaak. Kyk, het jy al gesien hoe nice is my koppie? Wie van julle het so nice? Julle sit met sulke plastiek bekers daar waar julle sit vanmôre. Het julle gesien hoe groot, hoe nice is my beker? Julle my kar gesien? Kyk wat het ek, kyk hoe groot praters wees. En die volgende 2 woorde is eintlik moes hulle een woord gewees het. Hulle gaan trotsaards wees en hulle gaan lasteraars wees. Hulle gaan so vol van hulle self wees, dat hulle dink dat alles wat hulle in hierdie lewe bymekaar gemaak het, het hulle uit hulle self uitgedoen. Dis omdat ek so oulik is. Dis omdat ek so great is.
Dis omdat ek so goed doen, man. Dis omdat ek so hard gewerk het. Dis omdat ek so nice is. Dis omdat ek het so goed gewerk en wat ons eintlik dan doen is ons word lasteraars, want hoekom? Wie het eintlik jou al daai geluk gegee? Wie het eintlik vir jou gesorg? Wie het jou eintlik gegee wat jy het en waaroor jy so brag vandag, van waar af kom dit? En Paulus praat met Timoteus, sy seun, en hy waarsku hom, hy sê, dit gaan bitter swaar gaan wanneer ons daar is. Wanneer mense so begin redeneer, moet jy weet, dit gaan swaar gaan, dit gaan swaarder word en swaarder word. En dan vers 4, dan verduidelik hy wat die mens sal doen. Hulle sal verraaiers wees. Hulle sal roekeloos wees. Hulle sal verwaand wees. Hulle sal meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. Paulus praat met Timoteus en dan sê Timoteus, my seun, weet dat daar gaan 'n tyd kom wat die kinders van God nie noodwendig God meer so lief gaan hê soos hulle hom moet hê nie. Hulle gaan plesier najag. En om genot na te jaag en plesier na te jaag en die dinge van die wêreld na te jaag, dan moet jy iets prys gee. Jy sien, jy kan nie twee gode dien nie. Jy sal een voet in die wêreld en een voet by God loop en die skrif sê jy kan nie en God laat dit nie toe nie, want jy sal die een liewer hê as die ander een. En dan gaan 'n tyd kom en Paulus waarsku Timoteus en hy sê hulle gaan 'n genot, hulle self so lief hê dat hulle sal hulle liefde vir God prys gee vir die liefde vir die wêreld. Pastor JP het laasweek gepraat oor die wingerdstok en ek gaan daai preek nie weer preek nie, want ek kan nie beter as hy doen nie. Hy het briljant gedoen. Maar as iets wat ek wil uitlig vanmôre. Wanneer 'n boer 'n wingerd begin plant, dan gaan soek hy die perfekte wingerdstok. Okay? Hy gaan soek die een wingerdstok wat hy kan plant en al die res van sy boerdery uit hierdie wingerdstok uit, want hy hou van hierdie wingerdstok, hy hou van sy groei, hy hou van sy vrug, hy hou van alles wat hy lewer. En so is dit dan ook met ons. God het ons 'n wingerdstok gegee wat perfek is in Jesus Christus. Nou wat gebeur is, wanneer die boer die wingerdstok geplant het, dan sal hy die wingerdstok 'n naam gee. Hierdie een is, kom ons sê, hy het hom in Frankryk gaan haal. Hierdie is Frankryk 0001. Jy weet, dis sy naam. En dan al die vrug of lote wat uit daai stok uit voortkom, vereer die wingerdstok. Kom aan, al die vrug wat hierdie wingerdstok, wat hierdie vrugte wat gelewer word, bring eer aan die een wingerdstok. Sy naam word groot gemaak. So wanneer ons dan as lote vrug begin dra, wie se naam word groot gemaak? Wanneer ons uitbrei buite toe en ons die koninkryk van God begin beerwe en ons strek ons lote verder en verder, wie se naam word groot gemaak? Jesus se naam word groot gemaak. En hy sê, ek is die ware wingerdstok. Niemand gaan my uitdruk en weggooi nie. Ek is perfek. Ek is die perfekte wingerdstok en daarom moet ons in hom ingeënt wees. Ons fokus, ons liefde, ons hele menswees moet ingeënt wees in hierdie wingerdstok om sy vrugte te kan dra. En daarom gaan Jesus in Matteus 6 en dan vat hy ons na die Onse Vader toe. En dan sê hy vir ons, wanneer julle bid, wil ek hê julle moet so bid. Wanneer julle bid, moet julle so bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat wie se naam geheilig word? Laat u naam geheilig word. Laat wie se koninkryk kom? Laat u koninkryk kom. Laat wie se wil geskied? Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus leer ons hoe om te bid. En hy sê vir ons, as jy bid, bid so, God, laat u naam, laat u wil, laat u koninkryk, nie myne nie. Laat dit gaan oor u naam. Jesus leer ons nie net hoe om te bid nie, hy leer ons hoekom ons moet bid. Hoekom moet ons bid? Ons moet bid om seker te maak dat ons elke dag in lyn is met die wil van die Skepper. In die plan van die Skepper. Sodat ons elke dag lewe met die doel om sy naam groot te maak.
om sy naam te verheerlik. Dis hoekom ons bid. Dis hoekom ons bid, Vader, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Laat U naam geheilig word. Alles wat daarna kom, gee ons vandag ons daaglikse brood, beskerm ons, is nie die primêre rede vir ons gebed nie. Kom church. Kom nou. Die primêre rede hoekom ons gaan bid, is nie vir beskerming nie. Dis nie vir gesondheid nie. Dis nie vir voorsiening nie. As jy hier verstaan wat Jesus sê, vanoggend gaan dit jou gebedslewe totaal verander. Die primêre rede hoekom ons na God toe gaan en bid, is sodat ons in lyn sal kom met sy wil, sodat ons sy naam kan grootmaak. Dan is dit maklik om te bid voorsien. Dis so maklik vir my om na die Vader toe te gaan en sê, Vader, voorsien asseblief die finansies vir hierdie stoele. Hoekom? Want is sy wil, dis sy koninkryk en is sy naam. Dis so maklik vir my om na die Vader toe te gaan en te bid oor my kinders. En te sê, Here, ek vra dat U my kinders sal seën. Ek vra dat U hulle sal bless. Ek vra dat U voor hulle sal uittrek. Hoekom? Want hulle het 'n roeping. Hulle het 'n roeping om U naam groot te maak. Hulle het 'n roeping om U koninkryk uit te brei. Hulle het 'n roeping om U te verheerlik met hulle lewens en daarom kom ek na U toe. En daarom vra ek U seëning en daarom vra ek dat U my sal seën. My besigheid, watter afdeling van my lewe ook, as jy hierdie ding vanoggend snap. Ons is nie hier vir onsself nie. Ons is nie hier vir onsself nie. As jy na Genesis 1 toe blaai, Genesis 1 vers 1, dan staan daar, in die begin het God. In die begin het God die hemel en aarde geskape. As ons blaai na Openbaring toe, die heel laaste boek van hierdie Bybel, die eerste vers, dan sê hy, hierdie is die openbaring van Jesus Christus. Go church. Alles in hierdie boek gaan oor om God te verheerlik. Hierdie hele boek gaan oor sy storie. Hy is die main theme in hierdie boek, ek en jy is nie. Kom nou church, Jesus is die main theme in hierdie boek. My en jou goedheid en guns en my en jou gesondheid en my en jou lekker lewe en my en jou voorsiening. Somewhere in hierdie pages praat hy daaroor en somewhere in hierdie pages leer dit ons hoe en dit wys ons hoe en dit gee ons goeie guidelines, maar dis nie die main theme nie. God is die main theme. Hy is die hoofgedagte in hierdie Bybel. Jesus Christus. Die naam bo elke naam, die naam wat aan ons gegee is die hoofgedagte in hierdie woord van God. So wanneer ons na hom toe kom, met ons grootste gedagtes, dan moet ons eerste gedagte wees, Vader, hoe kan ons U naam, hoe kan ons U koninkryk, hoe kan ons U wil groot maak? Hoe kan ons dit vir U doen? Wat kan ons vir U doen? In Genesis skep God die mens. En as hy die mens maak, dan maak hy die mens in sy beeld, sê die woord. Hy maak hom om hom te verheerlik, maar dis nie al wat hy skep nie. God skep ook die hele heelal. Die sterrestelsel, alles wat ons sien en beleef, skep God. Nou kom hier Joshua, kom staan gee by my toe. Toe God die mens skep, maak jou vuis so. Toe maak hy 'n aardbol. Okay. En die aardbol is omtrent hierdie size en hy plaas ons as mens daar op die aardbol. En hy skep 'n son, jou hand daar. En maak hierdie hand oop. En hy skep 'n son en hy skep sterre en hy skep 'n klomp planete rondom dit. Vir watter rede? Vir watter rede? Sit gou vir my Psalm 19 op. Ek weet jy kan 'n rukkie so staan net so. Vers 2. Die hemele, hoor jy hoekom het God dit alles geskape? Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van wie se hande? Van jou hande? Kom aan, ons was dan eerste op die maan, op een van hierdie planete.
Kom aan, ons het dan hierdie great goed behaal. Die uitspansel verkondig die werk van sy hande, vers 3. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit en die een nag kondig vir die ander kennis aan, soos die son kom en gaan, vers 4. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem, maar tog duidelik genoeg. Tog duidelik genoeg. Oom Daan, kom vir my hier vorentoe. Tommy, kom vir my hier vorentoe. Roan, kom vir my hier vorentoe. En terwyl God hierdie een planeet gemaak het en ons as 'n klein mens daarop gemaak het, staan hy bo op die stage. En hy het klomp sterre gemaak het en soos Joshua, imagine Joshua het 5 hande, staan jy net hier. Het God nog, hierdie is net een sonnestelsel. Hierdie is net een sonnestelsel met ons son. Het God, hierdie ou weet al waar ons gaan. Hy is so gehoorsaam aan die Heilige Gees. Het God nog 'n sonnestelsel gemaak en nog 'n sonnestelsel gemaak met nog sonne en planete baie groter as hierdie. Kom nou, kyk die face van hierdie man en die face. Hierdie is maar 'n klein planeet en hier staan nog 'n sonnestelsel en nog 'n sonnestelsel. Weet jy vir wat dit doel? Sê prys die Here. Sê dit of jy dit glo. Prys die Here. Prys die Here. Sê daar's niemand soos Jesus. Daar's niemand soos Jesus. Sê verheerlik sy naam. Verheerlik sy naam. Dis die doel van alles wat God geskape het. En ek en jy sit soms op hierdie planeet, klein mensie wat ons is, en dan dink ons, this story is about my glory. This story is about me. Terwyl die hele ganse hemel, sterreryk, alles rondom ons besig is om te verkondig, nee, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor sy grootheid. Dit gaan nie oor wat jy wil nie, dit gaan oor wat God wil. Dit gaan nie oor jou naam nie, dit gaan oor sy naam. Dit gaan nie oor jou koninkryk nie, dit gaan oor sy koninkryk. En somehow in sy grootheid het hy besluit, ek gaan hierdie klein aarde skape en hierdie klein sonnestelsel, 'n klomp groot, ek gaan nie daai woord gebruik wat oom Anton gebruik het nie, maar hy gaan groot sonnestelsels, oom Anton is 'n beter woord, groot sonnestelsels skep. En elke sonnestelsel, ek spot sommer met oom, elke sonnestelsel verkondig die grootheid van sy naam. Dankie, julle kan gaan sit. Kom ons gee julle 'n hande klap. It's not about me. Say, it's not about me. It's not about me. It's not about me. Toe God die mens skaap in Genesis, toe gee hy hom 'n mond. Hoekom dink jy het hom 'n mond gegee? Hy het hom 'n mond gegee sodat waar ook al die mens gaan, sê waar ook al hy gaan, dit sluit jou werksplek in, dit sluit jou huis in, dit sluit jou in as jy op vakansie gaan, dit sluit jou Vrydag aand braai in, dit sluit die skool in, dit sluit waar ook al die mens gaan om wie se naam groot te maak. Sy naam groot te maak. Hoe kon ek dit 'n mond gekry? Nou kom. Om te kommunikeer, om verhoudings te bou, met watter rede? Om wat? Om sy naam groot te maak. Dis hoekom jy 'n mond het, toe God die mens skape in sy beeld, toe gee hy hom 'n hart en 'n gesonde verstand om drome te droom, om planne uit te dink. Wie se planne? Jou eie planne? Jou eie drome? Nee, dis hoekom Dawid sê, die Here sal my die drome, die Here sal my die begeertes van my hart gee. Wat sê hy? Hy sê nie, nou dat ek my eie begeertes bymekaar gemaak het, nou sal God vir my begeertes gee en alles wat ek begeer nie. Nee, Dawid se hart was so naby aan God dat hy gesê het, nou sal God vir my sy begeertes gee en hy sal dit in my hart plaas. Hy sal my sy begeertes gee. Toe God die mense verstand gee, toe gee hy mense verstand om sy wil hier op aarde uit te oefen. Toe hy ons hande gee, dink jy toe gee hy ons hande sodat ons koninkryk kan bou? Come on. Hy het jou hande gegee sodat jy sy koninkryk kan bou. En ons almal is nie geroep om pastore te wees nie, maar dis juist die punt.
Dis juist die punt. Jy het 'n plek en 'n werk en 'n familie. Jy het 'n different area in hierdie wêreld waar jy kom, waar jy is, en in daai plek wil God jou gebruik om sy naam groot te maak, nie jou eie naam nie. Hy wil jou gebruik om sy wil te doen, nie jou eie wil nie. Hy wil jou gebruik om sy koninkryk daar uit te brei. En as jy nie dit doen nie, dan is jy nie in sy perfekte wil vir jou lewe nie. Dis vir my so mooi. In Genesis 3 vers 8 lees ons, dit moet dit nie opsit nie, Genesis 3 vers 8, dan lees ons van hoe God ons beloon, wanneer ons lewe met daai doel en so lief is vir hom. Hy beloon ons met sy heilige teenwoordigheid. Hy beloon ons en hy sê, hy het met hulle gewandel. Kom aan, wat is die ding wat jy die meeste begeer? Wat is die ding wat jy die meeste keer hierdie jaar voor op jou knie gegaan het en vir God gevra het? En ek hoop jy kan vanoggend antwoord. En sê dit was, Here seën my met u teenwoordigheid. Toe Dawid gesondig het, toe skree hy uit na God toe en hy sê nie, Here asseblief moet my nie straf nie, Here asseblief moenie my goed van my wegneem nie. Hy sê, Here moet asseblief tog net nie u gees van my af wegneem nie. Please do not take your Holy Spirit from me. Net die teenwoordigheid. Ons het hierdie jaar weggespring en ons het gesê ons gaan groei hierdie jaar en ek hoop dit was jou hart en ek hoop dit is jou begeerte en ons wil hierdie jaar groei en groter word en groter dinge doen en ons niks fout daarmee om groter dinge na te strewe in jou besigheid en jou finansies nie. Niks daar. Inteendeel hoop ek dat vanoggend se boodskap jou sal oorhaal om meer excited te wees om finansies na te jag. Ek hoop dat my boodskap vanoggend jou sal excite so en so dat jy sal sê ek gaan nuwe besigheid doen. Ek gaan groter dinge najag en dat jy sal verstaan hoekom jy dit moet doen. Dis my gebed en ons het gesê ons gaan groei en deel daarvan. Jy sien wat se moeilikheid om 'n pastoor te wees. Jy moet jou sondes hier bely. Jy kan dit nie in die stilte bely nie. So deel daarvan. Ek het in die begin van die jaar obvious natuurlik gesê ek wil groei, verdiep in God en geestelik groei. Maar ek het ook gesê dat teen Desember maand is ek so te sê 45 jaar oud. En ek wil op 45 jaar op die strand rondhardloop in my faf broekie en ek wil die beste lyk wat ek in my lewe nog gelyk het. En ek het geoefen. Elke dag in die gym en ek het reg geëet en ek het moeite gedoen en alles tot 5 weke terug en toe voel ek 'n pyn in my skouer. En ek het seer en ek probeer oefen en ek kry seerder en ek oefen en so gaan sien ek 'n spesialis en hulle sê vir my nee champ, jy het jou bicep in jou skouer afgeskeer. En nou kan enige oomblik, dis die ankerpunt van jou bicep en hy kan enige oomblik heeltemal loskeer. My boodskap van die spesialis is jy tel nie eers iets uit die kas uit op nie. En ek sê maar hier's nie seer nie, dis hier seer en soos nee, vertrou my, moenie dit doen nie. En net daar is daai droom daarmee heen. En ek besluit, weet jy, ek sal Januarie opereer, dis fyn en ek kry my fisio stuur my 'n boodskap en is soos jy, dis nie slim nie. Dis nie slim nie. En ek moet vir julle sê, ek het die week het ek daaroor gecontemplate en ek gaan Dinsdag gaan ek laat hulle my skouer opereer en ek het gewonder, maar is hierdie regtig die belangrikste ding of die grootste ding wat met my kan gebeur? En ek het so na die Here toe gegaan en vir hom gesê, Here Jesus, vergewe my vir my oomblikse materiële denke vlees. Seën my net Desember op daai strand, al loop ek met 'n sling rond, seën my met u nabye teenwoordigheid. Want as ek op daai strand kan loop en u loop saam met my, dan maak dit nie saak hoe my arm lyk nie. Dan maak dit nie saak hoe al die ekstra vet in dit lyk nie. Ja, gee die Here 'n hande klap. Want wat is die mees belangrikste ding? Hy bless ons met sy teenwoordigheid. As jy tyd het, en ek weet, meeste van julle doen nie dit nie, maar ek het dit vir lank ook nie gedoen nie. Maar as jy tyd het, gaan lees Genesis. En as jy by Genesis 5 kom, moenie omskiep nie. Want Genesis 5 bevat die geslagregister van 2000 jaar. Genesis 5 vers 1 tot 32 praat oor die geslagregister van 2000 jaar. Alles vanaf Adam tot en met Sem, Gam en Jafet, Noag se kinders.
En ek weet wat doen die meeste van ons blaai en dan soos Adam is gebore en aan Adam is gebore en hulle en dan soos nip volgende een. Okay. Moenie vir hierdie rede daar in die middel dan vind jy dat een persoon se naam word genoem en daar word stil gestaan by. Al die ander persone se name word genoem en is soos en Daniël het geleef en hy het gesterf. En ek gaan my naam oor en oor gebruik want ek wil nie iemand offend nie, okay. Ek gaan my 3 name gebruik. En Daniël het geleef en hy het gesterf. En Sias het geleef en hy het gesterf. En Petrus het geleef en hy het gesterf. En dan kom jy by 'n skrifgedeelte wat praat oor Henok. En die woord stop en hy staan stil en hy gaan nie aan nie en hy sê Henok het met God gewandel. Ja, Henok het met God gewandel. Henok het saam met God gewandel. Hy het die Here geplease. En Henok het so oud geword en God het nie van hom vergeet nie. Henok het nie eens gesterf nie. Die Here het hom sommer kom haal. Dis hoe naby aan Henok was. Kom church. Gaan ons geslagregister net gelees word of gaan daar stil gestaan word en sê dat maar Roan het nie net geleef vir homself nie, Roan het geleef vir die Here. Toe Roan sy mond oopmaak, toe maak hy Jesus se naam groot. Toe Roan planne maak, toe doen hy die wil van God. En toe Roan begin sy koninkryk uitbou, sy finansies, sy huwelik, maak nie saak wat nie. Toe is dit God se koninkryk wat hy bou, nie sy eie nie. En dit het die Here so geplease dat hy hom gesend het, gebless het met sy teenwoordigheid. Met sy teenwoordigheid. In Hebreërs 11 vers 5 praat hulle weer van Henok. Dan sê hulle Henok se getuienis van God was so mooi. So mooi. So mooi. Want Henok het gedoen en Henok het geleef, nie vir homself nie, maar vir God. Alles in sy lewe het oor God gegaan. Nie oor homself nie. Kerk, jy het nie aan 'n doel nie. Jou doel is Jesus. Jy het nie aan 'n doel nie, jou doel is Jesus. Daar by jou werk, in jou besigheid, jou doel is Jesus. Sê vir die persoon langs jou doel is Jesus. Dis sy wil, dis sy koninkryk en is sy naam. Die vyand is so slinks. So slinks. In Genesis 3 vers 5, dan kom hy tot by die mens en ek gaan dit in my woorde stel, so moet my nie korrigeer op WhatsApp of op Facebook nie. Maar in my woorde kom die vyand by Adam en Eva en dan sê hy vir hulle, mag julle nie van hierdie boom, mag julle van geen bome eet nie, en dan sê Eva, nee, ons mag van al die bome eet, ons mag net nie van daai boom eet nie. En dan vra hy vir hulle die volgende vraag in my woorde. Is dit regtig verkeerd? Kom aan, is dit regtig verkeerd om vir jouself te leef? Is dit regtig verkeerd om jou wil te doen? Is dit regtig verkeerd om jou liefde vir God prys te gee en die liefde vir genot na te jaag? Is dit regtig verkeerd? Kom nou, dit kan nie so erg wees om Afrikaans soos groot te gaan kyk. Nee, dis nie reg. Is dit regtig verkeerd? En dan sê hy vir, kom ek sê jou wat, hoekom doen jy nie jou wil nie? En dan eet julle van die appel en dan maak julle vir jou 'n naam nie. Hy sê ook, dan kan julle 'n God word. Dis wat die vyand vir Eva sê, is, as julle van hierdie vrug eet, weet God, julle gaan ook gode word. Julle gaan vir julle 'n naam bou. Kom nou, vergeet van God en dan bou ons vir jou 'n naam. Laaste skrifgedeelte, blaai saam met my na, nee dit is nie, is die pastoor laaste skrifgedeelte, maar Genesis 11, ek wil hê julle moet hierdie skrifgedeelte saam met my lees. Genesis 11 vanaf vers 1. En hierdie in gedagte, God het die mens geskape, uit die tuin uitgevat en toe sê hy, gaan uit, gaan verkondig my naam, doen my wil en bou my koninkryk. En toe gebeur die goed wat gebeur in die tyd van Noag, en dit het God uitgekom en gesê, dit please my nie. Dis nie vir my aanneemlik, dat die mens so vir homself lewe, en so sondig nie, en hy het hulle almal verwoes, en Noag en sy familie is gespaar, en die Here sê, okay, nou, gaan uit, doen my wil, maak my naam groot, en bou my koninkryk. En dan kry ons hierdie gedeelte, en die hele aarde het dieselfde taal gehad, een en dieselfde woorde.
En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle in die laagte 'n landse neer. En daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar: Kom, laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die leigrond vir kleigrond. En hulle sê: Kom, laat ons vir ons 'n stad bou. Kom, laat ons vir ons 'n koninkryk bou. En 'n toring waarvan die spits tot aan die hemelryk raak. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie meer oor die hele aarde verstrooi raak nie. Die wil van God was vermeerder, bewoon die hele aarde. En hulle is soos: nee, wag nou. Nee, wag nou. Ek het 'n beter plan. Ek het 'n beter plan. Wat van ek doen my wil en ek bou my koninkryk en ek bou my naam. Ek maak my naam groot. Die mense moet weet wie ek is. Hulle moet weet wie Dani is. En ek wonder net vanoggend. Ek wonder, hoeveel keer in hierdie lewe ek seer gekry het, hoeveel keer ek alles verloor het, hoeveel keer ek teleurgesteld was, hoeveel keer ek uit die modderput uit moes opstaan, nie omdat God nie getrou was nie, maar omdat ek my eie koninkryk gaan bou het. Ek wonder hoeveel keer die wêreld my weggegooi het en oor my geloop het, en ek het gevoel mense verraai my, wat dit eintlik nie God was wat my verlaat het nie, maar ek was eintlik besig om my eie naam te bou. En ek was besig om vir my 'n naam te bou, en God was nie in dit nie. Ek wonder hoeveel keer. Church, jy kan my vra vanmôre, maar pastor, wil die Here ons dan nie seën nie? Natuurlik wil hy jou seën, dis wat ek gesê het. Dis die hele doel van my boodskap vanmôre. Is God wil jou ryklik seën. Hoor my vanmôre, ek glo met alles in my dat Jesus het my hiernatoe gestuur omdat ons groei nog nie verby is nie. Omdat jou groei nog nie verby is nie. Die Here wil jou besigheid seën. Man, hy wil jou as persoon seën. Hy wil jou finansies seën, hy wil jou gesondheid seën, hy wil jou verhouding seën. Hy ken die plan wat hy aangaande jou het en dit is nie swaar kry nie, maar is guns. Hy wil jou bless en hy wil jou groot maak, maar hy kan nie dit seën wat nie sy naam verheerlik nie. Hy kan nie dit seën nie. Hy's nie in dit nie. Salomo, die rykste man wat ooit geleef het, en gaan doen hierdie toets. Ek vra AI in die week, ek soos, okay, hoe ryk was Salomo? En AI sê vir my die volgende: Salomo was ryker as die rykste persoon wat nog ooit geleef het, en ryker as die rykste persoon wat nog ooit sal leef. En hulle sê, hy's baie ryker as Elon Musk. Dis wat AI vir my sê. As gevolg van God se guns oor sy lewe. Die Here kom by Salomo en hy sê, Salomo, wat kan ek vir jou doen? En as elkeen van ons vanaand op ons knie gaan en Jesus kom by jou en hy sê, okay, wat kan ek vir jou doen, Rudy? Rudy, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou gee? Kom nou, die hele jaar bid jy, die hele jaar vra jy my, wat kan ek vir jou doen? En Salomo sê die volgende, hy sê, Here, gee my wysheid om u koninkryk te bou. Gee my wysheid om u naam te bou. Gee my wysheid om u naam groot te maak en u wil te doen. Sy woorde is, Here, gee my wysheid sodat ek u volk goed kan regeer. Vir u eer, vir u koninkryk. En die antwoord van die lewendige God is nie, nee, ek gaan dit nie vir jou gee nie. Hy sê ook nie, nee, dis al wat ek vir jou sal gee nie. Hy sê, weet jy wat, Jackie, dis nie al wat ek vir jou sal gee nie. Wat ek jou sal gee, sal groter wees as wat enigiemand ooit in hierdie wêreld vir homself bymekaar sal maak. Enigiets groter. En Salomo word die rykste persoon wat ooit in hierdie wêreld sou leef, want hy het hierdie ding gesnap. Hy het verstaan dat my werk is nie my werk nie. My skool is nie my skool nie. My huis is nie my huis nie. My mond is geskape om God se naam groot te maak. En ek wil volgens hierdie skrif lees en afsluit en ek los hierdie woord by jou. Joshua 24 vers 15. En ek gaan nie oor preek nie, ek vra jou vanmôre. Ek vra die Heilige Gees om aan jou oop te breek wat hy vanmôre vir jou wil vra. En soos ek afsluit met hierdie skrifgedeelte, wil ek hê jy moet dit vir jouself beantwoord. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien,
om met jou mond in alle tye hom groot te maak, nie jouself nie. Om met jou gedagtes en jou dade sy wil te doen en nie jou eie nie. Om sy koninkryk te bou en nie jou eie koninkryk nie. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode van julle vaders oorkant die Eufraat gedien het. Jy kan aanhou God dien soos mense wat voor jou gekom het en die religious people sê, maar is dit regtig nodig om God so te dien? Of soos die gode van die Amorite in wie se land julle woon? Of ons kan luister na die trend vandag en ons kan God dien soos die mense vandag God dien, soos Paulus Timoteus waarsku. Maar ek en my huis, ons het klaar besluit. Ons gaan die Here dien. Ek en my huis, ons het klaar besluit. As hierdie mond oopgaan, dan sal een naam wat ek besig is om groot te maak. En dis die Jesus naam. Dis nie die venter naam nie, is die Jesus naam. Wanneer jy hierdie gedagtes dink en hierdie hart droom, is dit God se drome, sy wil. En wanneer jy hierdie hande bou ek aan sy koninkryk. En of dit nou hier in die kerk is, daar buite by my werk is, besighede is, en of dit by my familie is, dit is hoe ek die Here sal dien. En ek wil jou vanmôre vra as kerk, wil jy vanmôre nie net weer opnuut besluit, dis hoe ons die Here sal dien nie. Dis hoe ons van groot na groter, na grootste gaan. Kom ons gee hom 'n lofoffer, kom ons prys net sy naam vanmôre. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?